Liefdes, kom ons raak stil vir die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, ons lofsang is Psalm 20, al 16 vers 1 tot 6. Psalm 20. O mag die Heer u verhoor in dag van nood en stryd, en mag die naam van Jakobs God u dek in oorlogstyd. Ons noem in die Psalm 20, verse 1 tot en met vers 6. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees
en in ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons luister nou met die nodige eerbied en aandag na die wet van die Here, as dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en vierde geslag van dit my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van dit my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Saterdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat vir die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op die wet van die Here, sou ons vervolgens saam met Psalm 25, die 6de versie. Wie is die man wat hier benede en Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankelstrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand hom in stilheid laat verwerwe, en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Oh
Ewige God en genadige Vader, ons kom weer vanoggend voor U hemeltroon as sondaar mense byeen. Want ons weet, o Heer, en ons bely, dat as U ons voor U geregs laat verskyn, ons niks anders as die ewige dood sou verdien nie. Afgesien van die feit dat ons weens ons erfsonde voor U onrein en kinders van die toorn is ons ook nog geneig om in die duisternis te wandel en sodoende kinders van die duisternis te wees, omdat ons dade sleg is. O Here, daardeur oortree ons voortdurend U gebooie met ons dade, deur dit ons nalat om te doen wat U ons beveel het om te doen, maar ook doen wat U ons verbied het nie te doen nie. O Here, ons is nie werd om U kinders genoem te word, of ons gebede voor U uit te spreek nie. Maar, o Vader, ons weet dat U nie begeer dat die sondaar sal sterwe nie, maar dat hy ons sal bekeer en lewe. Daarom het U in die groot barmhartigheid U Seun Jesus Christus 'n kruisdood laat sterf, sodat ons kan lewe. Daarom dank ons U dat U die lig na die wêreld toe gebring het en dat U skeiding gemaak het tussen lig en duisternis. Ons bid U om medelee met ons swakhede te hê, deur ons al ons sonde te vergewe om Christus ontwil. Was ons dan met sy bloed, dat ons rein en wit soos sneeu mag word. Gee ons dan die krag, reinig ons verstand van alle blindheid en ons harte van alle moedswilligheid en hardnekkigheid, sodat ons as kinders van die lig sal wandel. O Here, berei dan ook ons harte voor, sodat ons U woord kan hoor, verstaan, bewaar en dit op die tafels van ons harte sal uitgrafeer. As ek, o Heer, voor U om genade pleit, hoor my en gee vergifnis uit goeie tierenheid. Was weg my sondeskuld, laat my genade vind, dan is ek nie 'n sondeknegt, maar U verloste kind. Die liefde is so groot. Wie kan genade pyl? Gee in my gees 'n vastheid weer, die vreugde van U heil. U Vader, Seun en Gees, aan U die dankbaarheid, lof, eer, aanbidding, heerlikheid in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons sing dan vervolgens Psalm 68 vers 9. Psalm 68 vers 9. Geloof sy God met diep ontzag, want hy verlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan die dank bewys, die God van saligheid, die prys met al die hemellinge? Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Psalm 68 vers 9.
die woord van die Here kom vanoggend uit Jesaja 40. Die eerste 21 versies en dan weer van vers 27 tot 31. Maar die van julle wat in die Bybel volg, sal sien, hierdie kom uit die ou vertaling uit. Dit sal nie heeltemal presies dieselfde woord vir woord wees nie. Jesaja 40 van vers 1 tot 21 en dan 27 tot en met vers 31. Die troostwoord van die God van Israel. Troos, troos my volk, sê Here God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die bult moet 'n gelyke en die rotsagtige plekke 'n laag word. En die heerlikheid van die Here sal openbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterker, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammes in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Wie die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem en met drilling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Wie die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig, met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaan die pad van die reg, en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stofie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stofie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is vir hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle
God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettinge. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelê nie? En dan vanaf vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong mense struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. En ons teksgedeelte is Johannes 40, vers 30 en 31. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, hierdie is 'n boodskap van troos en bemoediging aan 'n treurende en baie moedelose volk. Die profeet sien in die verre toekoms Juda, soos hulle in Babel in ballingskap sal sit, ver van hulle land. En die gedagtes bly die herinnering aan Jerusalem en die stede van Juda, wat woes en verlate bly lê. Die jare gaan verby. Ongeveer 60 jaar is hulle in ballingskap. Geliefdes, 'n hele geslag mense wat nie weer hulle land sal sien nie. Hulle treur. Soos dit so treffend bewoord word in Psalm 137. Aan die riviere het ons gesit in Babel en geween. As swerfgedagte ons hartseer wek en trek na Sion heen. Ons het al wil gekome daar, ons siekers opgehang, want hul, by wie ons slaaf was, het 'n lied van ons verlang. Die Heer se lied in vreemde land. Ons kan dit hier nie sing. Ons rou en treur, maar Sion leef in ons herinnering. Dis te verstaan dat hulle naderhand die gevoel sou wees dat hulle God hulle daar vergeet het. Dat daar werklik geen moontlikheid meer bestaan om terug te gaan na hulle land toe. Hulle
sê, my weg is vir die Here verbode en my reg gaande my God verby. Die woorde van Psalm 1 is vir hom onverstaanbaar. Die Here ken die weg van die regverdiges, maar hulle ondervind dit daar in Babel glad nie meer nie. En nou kom die troostwoorde van Jesaja. Hy begin hierdie afdeling van sy profesie, die eerste vers van hoofstuk 40 met troos, troos my volk, sê Here God. Dit is asof Jesaja al die profete wil oproep om die troostboodskap na Juda te gaan, om te sê, die stryd is verby, die skuld is betaal. Daar kom nou uitkoms. Die Here het sy volk nog nooit vergeet nie. Hy sal aan hulle reg doen en hy sal hulle in ballingskap verlos. En die troostboodskap word gebaseer op die almag van God. Die God wat kan red uit die grootste nood, op sy ewigheid, teenoor alles wat verbygaan, die gras en die blomme wat verdor en verdamp, bly sy woord vir ewig staan. En hy is self die woord. Hy is die sterke wat heers, maar hy is ook die herder wat sy kudde laat wei en hulle aan sy bors dra, wat die lammeroeie saggies lei. Hy is die skepper wat met sy alwysheid niemand geraadpleeg het, toe hy alles gemaak het nie. Met sy eie hand het hy die waters afgemeet en aan hulle 'n plek gegee en ook hulle grense vasgestel. Hy het van die hemel in die maat geneem en besluit hoe diep en wyd die sterreruimtes moet wees. Hy het die berge en die heuvels geweeg, sodat hulle beantwoord aan die skepingsplan wat hy opgestel het. Met wysheid het hy alles gemaak. Hoe kan hy ooit gestel word teen die afgode van Babel wat mensewerk is? Dis 'n stuk yster of hout wat vergaan. Maar al dink die maker, dit sal nie vergaan nie. Hoe kan die magtige Babel selfs met God vergelyk word? Ook hulle is maar so sprinkane in sy oë. Hulle sit op die muur en die volgende oomblik word hulle deur 'n stormwind weggewaai. As die Here op die vorste van Babel blaas, dan verdor hulle en die storm voer hulle weg, soos 'n stokkeltjie. Hoe sal die ewige skepper van alle dinge dan ooit moeg word? Of ooit mat word? Sal hy ooit moeg word om met sy volk bemoeienis te maak? Dit is dan tog Juda. Dit is dan tog die volk wat hy uitgekies het om die verlosser voor te bring. Slaan julle oë op in die hoogte en sien sy werke. Sien sy raadsplan wat hy deur die eeue aan julle geopenbaar het. Waarom, geliefdes? Waarom sê julle dan, hy het julle vergeet? Hy is die skepper van die eindes van die aarde. So hy is dan ook die skepper van alles wat tussen die eindes lê. En ook die skepper van Babel en Juda. Hoe kan
hy hulle weer nie ken nie, as sy verstand dan nooit deur grond kan word nie. Die mense van Juda moet opstaan uit hulle moedeloosheid, as ook hulle eie selfbejammering. Hulle moet besef dat hulle nog steeds 'n besondere plek inneem in die hart van God. Daarom die intieme wyse waarop hulle aangespreek word. Troos my volk, sê julle God. Die innige band van die verbond bestaan nog. Wat 'n wonderlike genade. Dieselfde volk wat deur die profete gestrem is oor hulle verbreeking van die verbond. God self maak die breuk heel, omdat sy verbond ewig is en hy nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Juda, julle is nog steeds my volk. Ek is en bly nog steeds julle God. Hulle skuld is betaal. Dit kan letterlik vertaal word met julle en julle slawe diens volbring. Dit is nou genoeg. Daarom wag op die Here. Want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hierdie woord wag, wat ons dikwels ook in 'n negatiewe sin gebruik, so asof dit onsekerheid is, het in die Bybel altyd die betekenis van sekerheid. Dis nie 'n wag en sien maar wat gaan gebeur nie, maar met 'n sekere wete dat dit sal gebeur. Die woorde hou in vertrou, hoop en glo. En al hierdie begrippe dra die inhoud van vastigheid en sekerheid. Vertrou, ek weet dit sal gebeur. Hoop wat nooit beskaam nie. Glo, die vaste wete, dit is waar en seker. Die wat op die Here wag, die wat seker is van sy gewisse nabyheid, sal nooit beskaam word nie. Hulle sal begenadig word met nuwe krag om op te staan uit daardie moedeloosheid van hulle. Om te wag op die Here is 'n geloofsoefening wat geestelike krag bring. Dit is die sekerheid dat al daardie beloftes vervul sal word. Dit is 'n geloofskrag wat as die arend uitstyg bo die ligstrome van wanhoop en van twyfel. Dit bring vanuit die hoogte 'n skoon perspektief op die stryd en moeite en hartseer, ook van daardie ballingskap. Nou moet ons daarop let dat Jesaja nie geleef het tydens hierdie ballingskap nie. Hierdie profesie is uitgespreek miskien 40 of selfs 50 jaar voor die begin van die ballingskap. Dis maklik 'n eeu voor die verlossing waarvan hy profeteer werklikheid geword het. Maar Jesaja sien al die dinge in die verre toekoms. Die troos kom dus alreeds tot die volk voordat hulle werklik in verdrukking was. Watter groter versekering kon hulle verlang dat God hulle nie sal vergeet nie. Hy troos hulle alreeds 'n eeu voor hulle dit so nodig het. So seker is God se woord en so betroubaar is God se beloftes. Is u moedeloos?
moedeloos geworstel met die sonde, met die swakheid, gebreke waarvan die skynbaar nie kan loskom nie, so asof al die gebede vrugteloos is. Die besef van die eie magteloosheid, as die maar weer terugval in dieselfde modder, waar hy nie so pas opgestaan het. Daardie sonde, wat elke keer, maar weer vir u te sterk is. Moedeloos byvoorbeeld wanneer die finansiële of huislike probleme vir u te veel begin word. Soveel teëspoed dat u aanhoudend tref, en hartseer en pyn, die lewe donker en uitsigloos maak. Is u bekommerd oor alles wat in hierdie nuwe week gaan gebeur? Sê u ook in die woorde van Psalm 94, wie sal my bystaan as die bose my aanval en die goddelose van alle kante my verras? As ek met roep in donker stonde, my voet gly uit, ek gaan te gronde. Maak u beproewing met u ook passief, so sonder enige daadkrag, sonder enige motivering in die geloofslewe. Is die vertroue wat dan moontlik eens was, net nie meer daar nie? Is u geloof ook besig om te wankel, veral in hierdie ontsettende onseker tye? Geliefdes, dit kan so maklik gebeur. Spreuke 20 sê dan, die sieraad van die jong manne is hulle krag, maar Jesaja weet, dat selfs die jong manne kan struikel en val. Dit gebeur soms juist wanneer ons dink ons is sterk, wanneer ons dink ons staan, dat ons dan val. Dat al die sekerhede in 'n oomblik onder ons weggeruk word, my gesondheid, my posisie in die samelewing, my geld, my besittings. En as ek dan soos Juda aan die put van moedeloosheid is, dan moet ek hoor, daar is 'n nuwe bron van krag. As ek maar net op hom wag. Want as nie die Here my bystand was, dan was my lewe gou verkort en ek diep in die graf gestort. Geliefdes, ek moet weer bewus word van die ewige God, skepper van die eindes van die aarde. As ek moeg is, dan moet ek weet, hy word nooit moeg nie. Hy sal ook nie moeg word om te luister, wanneer ek roep nie. Ek kan maar my klagtes voor hom uitstort soos water, want hy verstaan die diepste geheimenisse van my siel. Ek moet rondom my kyk en net sy werke sien en aanskou. Alles wat hy met wysheid gemaak het en nog steeds deur sy alomteenwoordige krag elke dag in stand hou. Dit moet my daarvan oortuig dat hy ook my lewe in stand hou. Hy verbreek die kettinge van die slawehuis van my sonde en lei my uit in die ruimte. Dan, geliefdes, sal ek weer 'n aktiewe
gelowige word. Te midde van my siekte, my beproewing, my stryd, my armoede. Ek sal in die geloof daarbokant kan uitstyg, soos die arend en op geloofsvlekke die wye ruimte sien van God se beloftes, God se genade en God se liefde. Dit is vertroue wanneer jy soos Paulus en Silas in die gevangenis is en nog steeds 'n loflied kan sing. Of soos gevangenes in Russiese strafkampe wat getuig dat onder die eisigste omstandighede in afsonderingsselle hulle die fisiese warmte ervaar van die gebede van hulle medegelowiges. Dit is die werklikheid wat by hulle is. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. In my gepeins is U naby, as 1000 sulke my verskrik, het U vertroosting my verkoop. Want ek kan bely dat ek kan my getroue salig maak. Jesus Christus behoort. Hy het my gekoop met sy bloed. Ek is sy kosbare eiendom. Hy het my saamgeneem in sy dood. Toe hy in Getsemane moes worstel, was dit elkeen van ons wat in hom opgeneem was. Toe hy aan die kruis deur sy Vader verlaat is, was dit ons wat deur hom verlaat is, sodat dit nooit ooit weer met ons sal gebeur nie. Maar juist in daardie uur het Jesaja self vasgegryp aan het Jesus self vasgegryp aan sy Vader. Het hy uitgereik oor die pyn en lyding van die kruis en hy het krag ontvang om alles te kon weerstaan. Daarom kon hy ook aan sy disippels sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Gees wat hy uitgestort het op Pinkster het gekom. Dit is die Gees wat ons verseker, julle is my volk, ek is julle God. Julle stryd is verby, julle skuld is betaal. Kom ons sê vandag saam met Augustinus, ons harte is vir U gemaak, o God, en julle sal nie rus voordat hulle in U rus nie. Wag op die Here, ervaar die nuwe krag wat hy U gee. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook U vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, daar is nou tyd wees vir die opneem van die liefdegawe en daarna sing ons die Psalm 84 wat ek weer sal voorhou.
84, vers 3 en 4, welsalig is die mensekind, wat al sy sterkte in U mag vind, en op mag gaan na Sions hoogte, wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein, waar dorsland smag van somerdroogte, ook sal 'n reën hul daar oordek, wat hul tot nuwe lewe wek. Psalm 84, vers 3 en 4 en slotte. En die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal